gebed van sy pa en die woorde wat hom sal bly dra. As jy val, val op jou knie. As jy breek, probeer weer alles te sien. Was gebreek vir jou, ek sal jou staande hou. Goeiedag geliefdes. Ons gaan heeltemal terug na die begin van alles toe. Ons gaan net Genesis uitlees. Wat 'n mooi begin hè. Toe God die hemel en die aarde gemaak het en al die wonderlike goed geskep het in die 6 dae. En hoe verskriklik draai dit nie uit nie. Genesis 3 vers 21. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou veldklere gemaak en hulle het dit aangetrek. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en van die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en vir altyd bly lewe nie. Daarom het God die mens weggestuur uit die tuin van Eden om die aarde te gaan bewerk. Die aarde waar het hy gemaak is. God het die wonderlikste iets kom maak. Mens, sy verteenwoordiger, sy beeld. En toe God op die 6de dag terugkyk en hy kyk na sy hele skepping met hierdie mens en sê, dit is baie goed. Maar dit was nie lank nie of dit is God se grootste teleurstelling. Want hierdie kroon van sy skepping het besluit, gekies, om niks te word nie, en om nêrens te kom nie. En ons kan sê, Here God, gee dit terug, want dit is 'n teleurstelling. Stuur dit terug, eindig dit, want hieruit gaan net trane en moeilikheid kom. Maar dis nie God nie. God kom en hy vat sy skaam kaal mensie en hy trek vir hulle veldklere aan. En hy sê, gaan leef nou. Julle kan nie hier leef nie, want hier is dit vir julle te gevaarlik. Maar gaan leef nou. En hier begin 'n patroon van God wat kanse gun. God wat nuwe beginne gun. Dit kon die einde van alles gewees het. Ag, dan sou alles so eenvoudig gewees het. Dan sou ons nie vandag gesit het met die moeilikheid waarmee ons vandag sit nie. As God maar alles net daar gestop het. Maar God sê nee. Ek het die mens in liefde en uit sorg en met groot verwagting gemaak. So ek gun hom nog 'n kans. En nog 'n kans. En nog 'n kans. Wanneer God die mens uitstuur, wanneer hy sy eerste nuwe kans kry, dan stuur hy hom nie kaal en skaam in die wêreld nie. God self trek vir hom veldklere aan. Om vir hom te sê, maar ek wil vir jou sorg. Ek wil by jou wees. Ek wil jou beskerm. En van hier af word die mens uitgestuur met dieselfde seën wat hy oorspronklik gekry het om in die aarde te gaan bewoon en te bewerk en meer te word en die aarde te vul en die skepping te bestuur namens God. Die seën bly dieselfde. Die sorg bly dieselfde. Die mens moet net begin. As jy te bang is om nie te begin, as jy dink dat God kwaad is vir jou, dat God teleurgesteld is in jou, mag dit dalk so wees. Maar die groot ding, die groter waarheid as dit, is dit. God self sorg en seën jou. En daarom kan jy 'n nuwe begin maak. Maak nie saak wat nie. Kom ons begin. En kom ons leef opnuut as die kroon van God se skepping. Shalom. Die kom is tydelik
sy oor. Hoe moet mens dit dan nou glo? So seun voor ons staan met sy hand in sy hand. Kom ons buig weer ons knieë vandaan. En onthou elke skemer gebed wat ons bid, en die woorde wat ons sal bly dra.